Hi, my naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons 'n bietjie gepraat oor oog-yoga oefeninge. Oog-yoga oefeninge wat jy moet doen eintlik as jy jonk is en baie naby kykwerk doen, of as jy ouer is en nog steeds rekenaarwerk doen. En oog-yoga oefeninge is wat ek vir my pasiënte sê, hulle moet doen op 'n daaglikse basis om hulle oog en hulle oogspiere gesond en soepel te hou. So ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat kan ons vir jou doen, en as jy so half 'n nuwe persoon is by ons kanaal, ons probeer dinge eenvoudig hou, maklik om te doen wat jy by die huis kan doen, wat koste-effektief is en mees belangrik, wat werk. So kom ons gaan kyk of ons jou oogspiere en jou visie kan verbeter en dat jy kan net makliker en meer lekkerder kan sien. Hi, my naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons 'n paar baie basiese oog-yoga of oogstrek oefeninge doen wat gaan help vir jy enige dubbelvisie of binokulêre visieprobleme. So ja, 6 basiese oogstrek oefeninge wat ons gereeld vir ons pasiënte gee, veral as hulle moet miskien prisma brille kry of hulle te laaggraadse dubbelvisie of miskien selfs 'n binokulêre visieversteringsprobleem. So, wat is die eerste oefening? Kom ons val reg daar by die deur in. So die eerste een is my horlosie oefening. Nou, ons mense wat 'n bietjie meer ondervinding in die lewe het, ons almal weet dat 'n horlosie of 'n klok aan die muur, 'n lekker groot klok, is altyd 12 uur bo, 1 uur daar, 2 uur, 3, en natuurlik hy gaan nie aan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en dan 10, 11, 12. Nou, hoekom moet ek nou net so half hierdie boonste gedeelte van die horlosie hier opgeskryf? Vir die baie eenvoudige rede. Meeste van ons doen eenvoudig te veel naby kyk. Ons kyk te veel naby, en ons kyk te naby en op een hoek. So, as jy nou naby kyk, en maak nie saak hoe oud is jy nie, dan gaan jy vind oor die algemeen, ek gaan miskien vir my rekenaar kyk, ek gaan vir my selfoon kyk, ek gaan miskien bietjie vir my papiere kyk hierso, of van die kant daar. Maar wanneer laas het jy opgekyk na die hemel toe? Wanneer laas het jy opgekyk in 12 uur se rigting? Wanneer laas het jy gekyk na byvoorbeeld 3 uur se rigting, of 9 uur se rigting? Vra 'n bietjie vir jouself daai vraag. Wat is my horlosie oefening? Nou, die horlosie oefening is soos die naam aandui, jy visualiseer 'n horlosie en al wat jy doen is hou jou kop reguit stil en dan kyk jy hierso na 9 uur se kant toe en jy kom terug. En dan kyk jy na 10 uur se kant toe en jy kom terug. Jy kyk hier na 11 uur se kant toe en jy kom terug. En dan natuurlik doen jy 12 uur, kyk terug, 1 uur, kom terug, 2 uur, en doen dit lekker rustig en stadig, en kom terug, en natuurlik laastens 3 uur. So, ons is nie eintlik te veel bekommerd, veral as jy jonger is ons nie te veel bekommerd dat ons nou moet afkyk nie, want dit doen jy genoeg. Ons is wel bekommerd dat jy so half 'n balans het tussen die afkyk en die opkyk. So, kyk op, kyk vir die hemel, kyk 'n bietjie op en regs, kyk 'n bietjie op en links. Maak seker jy beweeg daai oogspiere en jy kyk vir hulle op en links en regs. Dit is die heel eerste oefeninge wat jy moet doen, soos ek sê, en dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Doen dit op 'n gereelde basis, inteendeel ek sê vir mense 2-3 keer 'n dag, vat 'n minuut of 2 en doen die horlosie oefening. Nou wat is die volgende ene? Die volgende ene is die kruis oefening. Nou ek noem dit 'n halwe kruis, 'n vol kruis of 'n dubbel kruis, dan sit jy alles bymekaar. Nou wat is die halwe kruis? Nou die halwe kruis is letterlik net jou kop stil en jy kyk weer eens hierso, byvoorbeeld hier in op die horisontale vlak. Jy kyk soveel as moontlik links. Hou jou kop stil en kyk links. En net so 'n vinnige tip. As jy 'n selfoon het of iemand wat by jou bly, neem jouself af terwyl jy die oefeninge doen. Dat jy kan sien of al twee daai oë lekker kan regs gaan en of hulle kan heeltemal links gaan. Wat gebeur met jou twee oë? So hou jou kop mooi gelyk.
Maak seker jou kop is nie te op of te af nie, hy moet nie getild wees nie, ons noem dit die primêre posisie, so jy lekker ontspanne, sit op 'n stoel en dan eenvoudig, vat sommer jou hand en kyk vir jou hand en terwyl jy vir jou hand kyk, volg jou hand soveel as moontlik links, so, en laat hy trek, maak seker, jy moet die oë kan voel trek, dan kom jy stadig terug, en dan kyk jy sommer vir jou vingers weer, en dan gaan jy soveel as moontlik regs. So, maak seker, jy kry daai oogspiere, dat hulle nie net heeltyd wil inkom nie. En wat is die volle kruis? Dis eenvoudig, doen dieselfde ding, maar nou kyk jy ook op en af, en vat weer eens jou hand, kyk op, kyk af, en dan soek jy doen links en regs, dis jou kruis. En wat is 'n dubbelkruis? Jy doen nog steeds hier op en af, maar nou doen jy op 45 grade ook, so hou jou kop stil, en kyk stadig en rustig net op skuins, en dan kom jy af stadig, en dan kyk jy weer af skuins, en dan kom jy terug hier na die middelpunt toe, gaan weer op daarso op 45 grade, en kom stadig af op 45 grade. So, dis die halwe kruis, die kruis en die dubbelkruis oefening. En hierdie is 'n bietjie meer so half 'n gevorderde oefening as die eerste ene, die horlosie oefening. So, ons begin altyd met die horlosie, want soos ek sê, ek dink dat meeste van my pasiënte ondervind dat dit werk vir hulle, en natuurlik ons almal kyk net te veel naby en kyk te veel af. En dan soos die volgende is dan die kruisoefening, en dan is daar nou die dak-neus oefening. Nou wat is die dak-neus? Nou weer eens, hierdie oefening is baie effektief vir konvergensie, so as jy oë sukkel om in te kom, en natuurlik as jy multifokale het, multifokale werk baie eenvoudig, as jy ver kyk, dan moet jy jou oë parallel hou, so op multifokale neem hulle aan, jou oë kyk reguit as jy ver kyk, maar as jy afkyk, dan neem hulle aan dat jou oë kan mooi konvergeer in jou multifokaalse leesarea in. Dis nie altyd die geval nie. So weer eens, maak gebruik van sommer 'n selfoon as jy die dak-neus oefening doen. Nou wat is die dak-neus oefening? Baie eenvoudig, jy kyk op weer eens, kyk vir die hemel, kyk vir die dak, en as jy afkyk, dan kyk jy vir jou neus, en jy maak seker, jy kan albei kante van jou neus sien. Dan kyk jy weer op, en jy kyk vir jou neus, en maak seker, jy kan albei kante sien. En soos ek sê, as jy sukkel daarmee, laat iemand jou afneem met 'n videokamera op jou selfoon, dat jy kan kyk watter oog sukkel. Jy sal baie vinnig eintlik, party mense is skoon verstom om agter te kom, dis net die een oog wat inkyk, of miskien net 'n gedeeltelik inkyk. So dis die dak-neus oefening. Nou die volgende is die burpee kyk. Nou wat op dese aarde is die burpee kyk? Klink weird, né? Maar enige ou wat so half, wel ons ouens wat in die weermag was, burpees was een van my sersant se heel favourite oefeninge elke dag, burpees. Natuurlik, wat is burpees? Jy gaan sit op jou hurke of jy lê selfs, en dan spring jy op, en dan gaan lê jy weer, en dan spring jy op, en dan gaan lê jy weer. So wat is burpee kyk? Baie eenvoudig. Jy kry vir jou 'n boek of jou selfoon met 'n artikel in, dan kyk jy op, en dan kyk jy af, en dan gesoek jy vir jou die A. Die eerste woord wat 'n A in het. Dan kyk jy op, en dan kom jy terug, en dan gaan soek jy die volgende woord, of gaan soek dan 'n B. Dan kyk jy op, en dan gaan kyk jy nou weer vir 'n C. So kyk ver, soek vir iets ver, en dan kyk jy af, en dan kyk jy op, en dan kyk jy af. En dit is hoekom ek noem die burpee kyk. Want jy kyk ver en jy kyk naby, jy kyk ver en jy kyk naby, en dit is baie effektief om jou fokusstelsel te laat werk, maar weer eens, dit is 'n bietjie van 'n harder oefening hierdie, en dis die burpee kyk, en probeer hom gerus. En dan natuurlik een van my mees lekkerste oefening in die praktyk, een van die oefeninge wat ek baie gebruik en voorstel vir my pasiënte is die brokstring. So die brokstring is een van die oefeninge wat enige pasiënt sal mee baat vind, en is baie eenvoudig. Jy kry net 'n stukkie tou, en jy hou die tou op so 'n manier dat jy so half die tou naby jou bors, jou hand naby jou bors bring, en jy hom onder jou neus, en die ander kant van die toutjie so half voor jou, en dan al wat jy doen is, jy kyk ver, en jy kyk vir die punt van jou duim. So jy kyk ver, kyk vir die punt van jou duim, en jy moet dan 2 toutjies sien, wat verkieslik ewe duidelik is, wat by die punt van jou duim ontmoet. Nou hierdie oefening weer eens,
het ek volledig beskryf op my YouTube kanaal. So gaan kyk asseblief na die brokstring ene. Dis 'n baie lekker oefening en dit leer jou brein nie net om die twee oogspiere saam te balanseer nie, maar ook om die fokusstelsel te aktiveer dat alles in balans is. So die brokstring oefening kan jy ook elke dag doen. Dit is 'n baie effektiewe oefening, maar jy het 'n sekere mate van normale binokulêre visie nodig om dit regtig te kan lekker gebruik. So ons begin baie keer maar net met die eenvoudigste oefeninge en dis natuurlik soos ek sê die horlosie ene, die kruis ene, die dakneus en soos ek sê die burpee kyk. En dan doen ons die brokstring en heel laaste ons noem dit 'n pen push-up. Nou wat is 'n pen push-up? Letterlik kry 'n pen en druk hom nader. 'n Pen push-up en terwyl jy vir jou pen kyk, maak seker die pen bly duidelik en dan kyk jy ver as jy wil en dan kyk jy weer vir die pen op. Bly net vir die pen kyk en wat jy kan ook doen is hou hom in verskillende rigtings. Kyk 'n bietjie op en af. Maak seker dat jy die pen so half kan nader kyk. Hierdie is een van die oefeninge wat ons doen in die praktyk, maar ek is nie so mal oor hierdie spesifieke oefening nie, maar partykeer kan mense nog nie heeltemal die dakneus doen nie want die konvergensie is te swak. Dan gaan ons terug en ons gaan sê eerder probeer die brokstring of probeer byvoorbeeld nou net eerder nou miskien die pen push-up doen. En dit is nou ons 6 basiese oogstrek of oogyoga oefeninge wat ons aan ons pasiënte verduidelik in die praktyk. En dit is baie eenvoudige oefeninge wat ek glo meeste mense sal by baat vind. En indien jy meer inligting wil hê, gaan kyk na ons YouTube, veral na die brokstring oefening.